Ons is besig met 1 Timoteus. Ons kyk na die lewe van 'n ouderling. 1 Timoteus 3. Ons die vorige keer wat ons saam was, het ons gepraat oor hoe lyk sy huishouding. Kan hy dit bestuur? Hoe lyk sy kinders? En vanmôre gaan ons kyk van vers 6 af. Hy moenie 'n pasgebekeerde wees nie. Jy sal nie glo nie, maar Kersdiens sal ons aangaan met 1 Timoteus 3. Dit voel vir my so na Kalfyn. Elke week gaan ons net aan na die volgende stuk. Maak nie saak wat gebeur in die kalender nie. Die evangelie staan en hy word verkondig. Maak nie saak wat se datum dit is nie. Wat 'n wonderlike gedeelte is. Kom ons bid saam en ons vra die Here om werklik waar vir ons die woord oop te breek. Dankie Here vir u woord. Dit is so lekker om elke dag u woord te bestudeer. En elke dag te leer. Dankie Here dat u woord nuut is. Dankie Heilige Gees dat u presies weet wat ons elke dag nodig het. En dat deur die bevestiging van die woord u ons lei. U ons toerus vir elke dag se taak. Here, ons weet ons kan in die woord toe kom met menslike wysheid en dit sal vir ons niks beteken. En daarom Here wil ons kom in absolute eenvoudigheid, gevul deur die Gees. Die gebed van ons harte, Here, is maak ons ontvanklik. Ontvanklik vir u woord. En dat ons hier sal uitstap, vernuwe deur die woord. Geïnspireer om 'n wêreld te gaan vertel van dit wat ons gehoor het. Dankie vir u wonderlike liefde. Amen. 1 Timoteus 3 vers 6. Dis nou 'n ouderling, hy moenie 'n pasbekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel beland nie. Boonop moet hy 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie in die skande en in die duiwel se struik beland nie. Net tot sover. Hoe belangrik is dit nie? Hy moenie iemand wees wat pas tot bekering gekom het nie. Nou, wat ongelooflik is, en dis vir my altyd skrikwekkend, as ek die Bybel lees, en ek lees in die vroeë kerk al, hoe daar al klaar valse ouens was in die vroeë kerk. En dan besef vir mense dat hoe nader ons ook aan die koms van die Here is, hoe meer gaan hierdie goed is, en hoe meer gaan dit word, en hoe meer gaan dit plaasvind. Maar juis al reeds in daardie tyd, was daar kommer gewees. Paulus, as hy vir die ouderlinge van Efese sien, is daar bekommernis oor hom, oor wat gaan met die kerk plaasvind. En wat waarsku hulle? In Handelinge 20 vers 28 tot 30. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet, luister mooi, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder wie? Onder julle. Nie buite nie, onder julle. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal man na manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Dit is vir my ongelooflik om te luister na die gedeelte en te besef dat selfs met al die maatreëls gaan daar nog steeds binne die kerk valse manne wees wat gaan opstaan en valshede gaan versprei. Nou kom
Paulus en hy skryf aan Timoteus, en een van die vereistes wat hy sê is, 'n ouderling, en die oorspronklike taal staan daar, hy moenie 'n nuwe boompie wees nie. Hy moenie 'n nuwe boompie wees nie. Hy moenie 'n boompie wees wat pas aangeplant is nie. Nou enigiemand wat al boompies geplant het, weet, hoe sukkel 'n boompie wat pas aangeplant word. By ons is daar 2 besig om te vrek, ons weet nie of hulle vrek is of halfpad lewe nie, maar hulle lyk nie meer of hulle daar is nie. Pas aangeplant. Daar's 'n bekommernis as ons begin om die standaard van die ouderling te verlaag, en ewe skielik stel ons manne aan, wat maar onlangs tot geloof gekom het. Dit mag nooit so wees nie, want hy sê, wat is die probleem met hulle? Hulle raak arrogant. Hulle raak vol van hulle self. Die Bybel, buite Bybelse woord vir die Griekse woord, het te maak, hulle het hierdie woord gebruik in die volksmond, vir iemand wat gedink het, hy het baie kennis. Iemand wat gedink het, hy het baie kennis. Nie iemand wat baie kennis gehad het, iemand wat gedink het, hy het baie kennis. En jy kan al klaar dink oor hoe lyk so iemand wat na vore kom, en jy kan sien, hierdie persoon dink enorm baie van homself. En dis die probleem as jy iemand aanstel as ouderling, wat nie werklik waar gegroei het in sy geestelike lewe nie. Die woord daar, dit lyk amper soos 'n rookwolk. Hy lyk soos 'n opgeblaaste rookwolk. Daar's eintlik niks nie. Daar gaan nie reën daar uitkom nie, daar gaan niks uitkom nie. Dis sommer net 'n rookwolk wat daar is. Vol van homself, lyk indrukwekkend, maar is leeg. Petrus praat van sulke mense in 2 Petrus 2 vers 17. Hulle is waterlose fonteine, miswolke, voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Kan jy hulle sien? Hulle is waterlose fonteine. Hulle is miswolke, voortgedrywe deur 'n stormwind. Hier gaan hulle, vol van hulle self. Spreuke 16 sê die volgende vers 18. Voor ineenstorting is daar trots. Voor ineenstorting is daar trots. En voor die val is daar 'n hooghartige gees. Voor ineenstorting is daar trots. En voor die val is daar 'n hooghartige gees. Iemand wat vol van homself is baie naby aan die val. Baie naby aan val. Nou wil ek hê julle moet 'n teks saam met my gaan kyk. En luister, hoe ongelooflik lyk dit as iemand dink hy is slim, maar oowee, baie dom is, dwaas. Kom ons kyk saam na die gedeelte in 1 Konings 12. 1 Konings 12. Meeste van julle ken die verhaal, wat hier gebeur het, is daar is 'n nuwe koning na Salomo. En dis eintlik die ongelooflike. Salomo is nou dood. En hier is 'n nuwe man wat in sy plek opstaan. En in sy plek gaan hierdie koning Rehabiam, gaan nou die leier wees van die volk. Iets wat jy dadelik agter gaan kom ook uit die stuk uit is, Rehabiam was nie baie keer by sy pa, as sy pa raad gegee het en advies gegee het. Niks van hierdie karakter van hierdie man, laat 'n ou dink, dat hy eers tussen 'n wyse man was nie. En Salomo was die wysheid van self gewees. En tog sien jy in hierdie seun, 'n seun wat nooit te maak gehad met sy pa se wysheid nie, nooit deel was van die vergaderings nie. Luister nou wat gebeur hier. Die mense kom na hom toe, nê, en hulle vra vir hom, hoor hierso, ons wil hê, jy moet asseblief vir ons die las ligter maak. Ons vind dit in vers 4. Die Vader het ons juk hard gemaak, maar u maak nou die hardste slawewerk van die Vader en die sware juk wat op ons gelê het ligter, dan sal ons u dien. Dan stuur hy weg en sê, gaan weg, kom na 'n tyd terug. Nou vers 6. Koning Rehabiam vra toe die raad by die oudstes wat in sy vader koning Salomo se diens gestaan het, toe die nog geleef het. Was dit 'n goeie ding geweest? Ek dink dit is 'n goeie ding. Hy kom by die oudstes, die ou manne, en hy sê vir hulle, hoor jy, ek wil julle advies kry. Wat raai julle my aan, moet die antwoord aan hierdie volk wees.
Hulle het vir hom gesê, as hy vandag 'n dienaar van hierdie volk word, en hulle dien, en as hulle antwoord en mooi met hulle praat, sal hulle altyd die dienaars wees. OK. Dan vind ons vers 8, hy het egter die raad van die oudstes wat hulle omgee het, in die wind geslaan, en raad gevra by die jong manne, wat saam met hom groot geword het in sy diens gestaan het. Nou kom hy na die jong manne toe. Nou wil hy advies van die jong manne hê. Hy het vir hulle gevra, vers 9, wat raai julle my aan, moet ons hierdie volk antwoord? Wat vir my gesê het, verlig die juk, wat die Vader op ons gelê het. Die jong manne, en nou gaan jy sien die ouens is ongelooflik intelligent. Ongelooflike intelligente jong manne. Jy gaan net sien jou mond gaan oopval oor die intellek wat hier gaan uitkom. Die jong manne wat saam met hom groot geword het, sê toe vir hom, so moet jy sê vir hierdie volk wat vir jou gesê het, die Vader het ons juk swaar gemaak, maar u maak dit ligter op ons. So moet jy dit aan hulle stel. My pinkie is dikker as my vader se middellyf. Daarom, my Vader het 'n swaar juk op julle gelê, maar ek gaan by julle juk nog byvoeg. My Vader het julle met swepe gekastei, maar ek sal julle met skorpioene kastei. Klink 'n ongelooflike wyse man, is dit nie? Ongelooflik. Jy kan nie glo die hoeveelheid breinkrag wat agter hierdie jong manne moet sit. En dis presies waaroor ons hier praat, as ons praat van jong boontjies. Iemand wat geen idee het wat belangrik is nie, en hoe mense sal reageer as jy vir hulle hierdie ding gaan vertel nie. Het jy enige idee gehad? Dink jy sou enige idee gehad dat hierdie koning, nadat hy dit gesê het, sou gedink het, die mense gaan hom kyk en sê, vat 'n koning. Ons sal graag jou wil dien die res van ons lewe. En tog het hy gedink, dit is nou baie wyse woorde wat hy vir sy onderdane gaan kwytraak. En dit is arrogansie. Dit is hoogmoed. Hoogmoed is om na die oudstes toe te gaan, by die oudstes advies te kry, te hoor wat hulle sê, en dan na die jong manne toe te gaan, en te hoor wat hulle sê, en jy is nie eers in staat om te kan onderskei tussen wat is goed en wat is slegte advies nie. As Jesus praat oor wat is 'n goeie leier, dan wys hy dit deur sy lewe. En dit sny alle hoogmoed af. Dit wat Christus se eienskap is as geestelike leier, is die volgende. En hy stel dit ook duidelik vir sy volgelinge in Lukas 22 vers 25. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie, maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos die een wat dien, soos die een wat dien. Die leier moet die wees soos die een wat dien. Die leier moet die een wees wat nie belangrik is nie. Die leier moet die een wees wat die minste is. Hoe wie hou van so 'n leier? Wil jy graag so 'n leier wees? Nee, die leier wil iemand wees wat 'n chip het. Is dit nie? Jy wil hê jy moet groei in jou range. As jy nie soldaat is, hoe meer range jy het, hoe groter is jy 'n kokkedoor. Terwyl die Bybel sê in die kerk van die Here Jesus is dit juis anderste. Die wat die belangrikste, die wat die leiers is, moet wees die wat dien. Die wat dien. Dan vers 27 van Lukas 22 gaan Jesus aan. Van wie is groter? Die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos die een wat dien. Wat doen Jesus in hierdie gebeeld? Wat doen hy dan? Hy kom en hy trek 'n voorskoot aan, 'n kleringstuk aan, en hy begin om hulle voete te was. Die vuil voete van manne wat deur Jerusalem se strate gestap het, word gewas deur die belangrikste een, die koning van alle konings. Dis kerk. Die kerk is waar mense hulle self verloor en leef vir die koning van alle konings. En daarom sê ek, is dit so belangrik dat ons as ons luister na die ouderling, moet kyk na my eie lewe. Baie mense kom kerk toe, sit hulle voet in die kerk en dan sê hulle, hoe gaan julle my dien?
En dis gewoonlik die teken dat daai persoon net geen volwassenheid nie. Hy's nog 'n baba in die geloof. Want wat gebeur is as jy in die kerk kom en sê jy, hoe kan ek julle dien? Hoe kan ek julle dien? Want die voorbeeld is Christus. Weet jy, as jy Paulus se werke deur lees, al die briewe wat hy geskryf het onder leiding van die Heilige Gees, dan kom jy agter hier's 'n man wat soveel klem lê op volwassenheid. Volwassenheid, geestelike volwassenheid, dat mense moet groei na geestelike volwassenheid. Een van die eienskappe van iemand wat gegroei het in sy geestelike volwassenheid, is iemand wat weet hoe afhanklik hy van die Here is. Iemand wat groei in sy geestelike afhanklikheid, is enorm bewus van sy afhanklikheid van die Here. Ek wil 'n paar gedeeltes saam met julle lees net om dit te wys. 1 Korintiërs 1. Kom ons kyk na Korintiërs, want interessant genoeg, as jy die woord roem gaan opsoek, sal jy kry 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, want dit is hulle probleem. Hier was 'n gemeente wat so vol is van hulle self, maar absoluut gebrekkig was in hulle manier van lewe. Goddeloos, daar was soveel verkeerde dinge in Korintiërs. Met hierdie manne wat kinders van die Here was tussen hulle, het hulle goedes toegelaat wat jy nie kan glo nie. En daar was mense wat vol is van hulle self in die vroeë kerk in Korintiërs. Kom ons kyk gou saam na hierdie gedeelte. 1 Korintiërs 1. In Korintiërs 1 vers 26. Hierdie is een van daai gedeeltes wat jy net alles afsny net bo kan jou knieë. Jy dink jy is wonderlik. En dan sê hy vir hulle, vers 26, broers, slaan ag op julle roeping. Hy sê, kyk na julle roeping. Mense, julle is geroep deur God. En niks met julle uit te waai nie. Dis God se werk in julle lewens. Die Heilige Gees het julle lewendig gemaak. Alles wat daarmee saamgaan. En dan sê hy vir hulle, broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke, is daar onder julle nie baie wyses, nie baie invloedrykes, of mense van adelike afkoms nie. Nou as jy daarna luister en dan jy jouself, nee, okay, Paulus, jy beledig gaan my nou verskriklik. Hy sê menslik gesproke is daar nie baie wysheid onder nie, baie invloedrykes, of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam. En die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en die veragterlike dinge van die wêreld het God uitgekies. Dit wat niks is, om wat wel iets was, tot niet te maak. Ek kyk na hierdie gedeelte en ek besef by myself, toe die Here my gekies het hy definitief nie die slimme gekies. Nee? Hy het nie die beste gekies. Hy het vir my gekies. Hoekom? Want God sê, ek kies jou, sodat as mense jou sien, dat hulle moet sê, joh, jou God is groot, want jy is stupid. Is dit nie? Dis die wonderlike, dat mense God verheerlik, as hulle met jou te doen het. Maar as hulle jou verheerlik, is daar iets fout. En dis die wonderlik oor die Here, die mense wat die Here inbring. Hy bring mense in van verskillende agtergronde af, maar hy word op die ou ende geroem deur alles. Word hy groot gemaak. Dis nooit die mens nie. En dis een van die eienskappe, hoe ouer jy word in jou geestelike lewe, hoe meer kom jy agter, dit is waar. Hoe meer jy dink jy is iets besonders, hoe meer mis jy die evangelie van Jesus Christus. En daarom is dit so gevaarlike teologie, om te sê, die Here het my gekies, omdat hy in die tonnel van tyd afgekyk het en gesien, wow, Johan het ek nodig in my span. Nee, as die Here in die tonnel van tyd afgekyk het en na Johan gekyk en sê, okay, nie Johan nie. Maar as gevolg van sy liefde wat hy oor my uitgestort het, nie oor wie ek is of wie ek sal wees nie, maar oor hom, daarom het hy my gekies. Dis die evangelie. Dis die evangelie. En mense, hoe meer jy groei in jou geestelike lewe, hoe meer kosbaar is die evangelie, dat dit nie ek is nie, maar dat dit hy is.
Galasiërs 6 vers 14 sê Paulus, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Daar het 'n dood plaasgevind in my lewe by wedergeboorte. En elke dag in my geestelike groei moet ek myself doodmaak. Maar hoe meer jy groei in jou geestelike lewe, hoe meer besef jy hoe aktief is my vlees nog steeds. As jy pas tot bekering kom en dink jy nee wat, ek's alright. En dis wat eintlik die ongelooflike is. Wat 'n mense bank eredienste? Is dit die volwasses in die geloof? Nee, 'n volwasse in die geloof sal nooit 'n erediens bank nie. Hoekom? Hy het nodig. Mense wat babetjies in die geloof is, hy sê, hierdie een kan ek skiep. Hy het 'n belangrike afspraak. Wel, 'n kind van die Here is iemand wat sê, ek kan nooit my stilte tyd mis nie. Ek kan nooit een oomblik opstaan sonder om stil te raak met die lewende God nie, want ek is so afhanklik. Ek het hom nodig elke dag van my lewe. Ek kan nie een tree gee sonder hom nie. Dis volwassenheid in geloof. Volwassenheid in geloof is nie iemand wat dink, ek is alright, ek sal dit kan doen nie. Nee, is iemand wat op sy knieë neerval en sê, Here, as dit nie vir u genade is nie, sal ek dit nie maak nie. Jy sien, die duiwel is die een wat in die voorbeeld gemaak word van die absolute arrogansie. En een van die gedeeltes wat die duiwel ook bespreek, net in Esegiel ook, maar Jesaja. Kom ons kyk na hierdie gedeelte saam. Jesaja 14. Jesaja 14. Jesaja 14, ons lees van vers 11 af. Terwyl jy die hoogmoed lees, hoe meer besef jy, dit is bietjie verder. Dis verder. Dis nie net oor die koning wat daaroor gepraat word. Die word nie net gepraat oor dit wat hier in hierdie gedeelte bespreek word. Dit gaan verder. Dit bespreek oor 'n sekere persoon wat definitief hierby kom. Vers 11. Jou hoogmoed is afgebring na die doderyk, ook die geluid van jou harpe onder jou vorm, maaiers, gebed, wurms bedek jou. Hoe het jy geval uit die hemelruim, môre ster, seun van die dageraad? Hoe is jy tot op die grond neergekap, jy wat nasies verslaan het? Jy is die een wat in jou hart gesê het. Nou jy kan sien die hele tyd, daar's 'n komponent van 'n aardse, maar daar's ook 'n komponent van jy kan sien wat verder gaan. Jy is die een wat in jou hart gesê het, na die hemel wil ek opgaan, hoog bo die sterre van God wil ek my troon oprig. Ek wil gaan sit op die berg van samekoms in afgeleë noorde. Ek wil opgaan na bo die ru van die wolke, my gelykstel in die allerhoogste. Dis die Satan. Ek wil myself gelykstel aan die allerhoogste. Nou, as daar iemand was wat geweet het wie die allerhoogste was, of is dit die duiwel. Wat 'n ongelooflike arrogansie, maar dit wys vir jou, jy is so vasgevang in jou arrogansie, dat jy nie eens besef, ek kan in myself naaste by opweeg teen die allerhoogste nie. In jou absolute volheid van jouself, jou arrogansie, dink jy by jouself, maar ek is gelyk aan hom. Ek kan myself gelykstel aan hom. Vers 14. Jy is egter na die doderyk afgebring tot in die afgeleë put. Ongelooflike beeld van dit wat plaasvind as jy arrogant raak. En daarom is die duiwel vir ons altyd die voorbeeld, die een wat God 'n engel gemaak het, maar dit was nie genoeg nie. Hy wil nog meer gehad het. En dan op jou einde sê hy vir homself, maar ek is gelykstaande aan God. Ek is gelyk aan God. Een van die grootste probleme baie keer met iemand wat
begin groei in sy geestelike lewe, is dat hy nie besef hoe min hy weet nie. Hy besef nie hoe min hy weet nie. Iemand wat volwasse in die koninkryk lewe is, wie wat besef iemand wat volwasse raak, hoe min hy weet? Jy besef elke dag hoe min jy weet. Iemand wat pas tot bekering gekom het na 'n paar jaar, dan dink jy by homself, hy weet nou enorm baie. Dis soos 'n tweedejaars student. Tweedejaars studente weet alles. Jy begin met hulle te praat, jy kom net agter, hier's wysheid wat unbelievable is. Jy kan er nie agterkom as jy die feite begin hoor nie, maar hy dink hy weet alles, want hy het al die terminologie. Hy het baie keer met ouens gepraat in die kerk. Dan kom sit hulle by my en praat hulle van al hierdie verskriklike hoë terme. En dan myself, kom ons los die terme, kom ons praat maar net oor die Bybel. Ken jy die Bybel? Weet jy wat die Bybel sê? Maar jy kan al hierdie name hê. Dit beteken niks nie. Dis omtrent soos iemand wat vir my sê, daai persoon is liberaal. Wat beteken liberaal? Wat beteken konservatief? Dit gee 'n betekenis. En dis dieselfde met al hierdie teologiese terme. Kom ons praat net oor wat die Bybel sê. Dit's baie eenvoudig. Wat glo jy? Wat sê die Bybel vir jou? Waar kry jy dit uit die Bybel uit? In die afgelope tyd was daar 'n verskriklike debat gewees oor die hele ding of daar 'n hel is. En baie sê ja nee, daar is 'n hel, maar hy brand nie vir ewig. Nou ek luister na daai goedes en ek weet Origenes het 'n probleem gehad met dit. So 'n klomp jare terug, maar hy's duidelik gewys deur die kerk dat hy wat hy gesê het nie die waarheid is nie. Okay. Maar dit voel vir my baie keer is soos 'n paar jong mannetjies wat rondom 'n ding kom sit en dan begin hulle te bespreek in diepte en dan myself, het jy enigiets gelees? Het jy enige studie gemaak oor wat die Grieks beteken? Het jy enige teoloog nageslaan? Het jy enige moeite gedoen? En dis die ding, dis die probleem. Daar's net kennis, wys die kennis. Dit is ongelooflik. Dat so baie mense sê, maar as God, ek wil oor hierdie ding gou praat. As God 'n regverdige God is, wat hy wel is, dan kan hy nie mense ewig in die hel laat brand nie. Nou ergens verstaan jy iets verkeerd. Duidelik. Ek dog sonde is sondig teen die almagtige God. Dis wat ek gedink het. En ek dink dat as jy sondig teen die almagtige God, wat 'n ewige God is, beteken dit jou straf is ewig. Is dit nie? Is nie wat die Bybel vir ons leer? Dat as ek teen 'n ewige God straf, my straf is ewig. Is dit nie wat die Here dit vir ons sê nie? So as ek teen hom straf, ek meen as ek teen iemand straf, iemand oortree, en is 'n wese waarteen ek oortree, gewone mens, dan kry ek 'n bepaalde straf ooreenkomstig hoe erg dit was. Nie meer vandag in die wet nie, maar dit was so gewees. Volgens wat ek oortree, daarvolgens word ek gestraf. Nou, as ek dus teen God oortree en hy is regverdige God, wat beteken dit as ek net een keer teenoor hom oortree? Die straf is ewig. Maar omdat jy in jou arrogansie dink dat jy nie so sleg is nie, en dat ander mense nie so sleg is nie, daarom dink jy, daar gaan 'n tyd kom waar die Here gaan sê, nou het jy genoeg in die hel gebrand, kom ons laat jou vry. Die ander ding is dat dieselfde woorde wat gebruik word in die Bybel, wat vertel dat ons 'n ewige beloning gaan kry, is dieselfde woord in die Grieks wat sê van 'n ewige straf. So dit beteken as hulle ewige straf ophou, gaan my ewige beloning ophou. So ons beter daarna ook kyk. Die ander ding is die Bybel sê, die plek, en Jesaja sê dit en Jesus haal dit ook aan. Hy sê dis die plek waar die wurm nie sterf nie. Dis 'n plek waar jy aanhou gepynig word, waaraan geen einde kom nie. En die ander ding wat daarmee saamgaan, is hy sê, dis 'n plek wat brand. Nou hoor ek teoloë sê, nee, dis nie 'n plek wat brand nie, dis net die afwesigheid van God. Dit is die afwesigheid van God. Maar Bybel, daar's net een persoon wat weet hoe die hel lyk, die een wat die hel gemaak het. En hy sê vir my, dis 'n plek wat brand, en dis vir my genoeg. Dis 'n plek wat brand. In Openbaring word gesê, dit word in 'n vuurpoel gegooi, behalwe dat die woord in die Grieks Gehenna 'n plek is wat aanhou brand buite die stadspoort.
Maar jy moet enorm arrogant wees om wat God gesê het in twyfel te trek, wat baie eenvoudig is wat hy gesê het. Ons hoef nie in 'n verskriklike debat te gaan nie, dis eenvoudig, daar staan die woorde. En dan gaan staan jy saam met teoloë deur die geskiedenis, en jy kom agter, hoe het teoloë deur die geskiedenis na die tekste gekyk. En dan kom jy agter, is eintlik maar in die liberale jare, in die 19de eeu, toe begin mense te sê, die hel is te erg. Die hel kan nie ewig wees nie. God kan nooit dit toelaat nie. Want hy is 'n liefdevolle God. Maar waar is sy wraak? Waar is sy wraak? Is dit nie dieselfde deel van sy karakter nie? Die wraak van hom, dat hy regverdig is, dat hy regverdig straf. Die gevaar is, ons wil vir God inkleer soos wat dit ons pas. En dis die teken van iemand wat nie gegroei het in sy geestelike lewe nie. Daar's nie volwassenheid nie. Dit is 'n kind wat besig is om nog steeds te redeneer soos 'n kind. My grootste vraag is nie oor die hel se ewigheid nie. My vraag is, hoe het ek dit vrygespring? Want elke dag in my lewe sê ek vir myself, Johan Lou, jy verdien die hel. En dan staan ek voor die kruis, en ek verstaan nie die kruis nie. Ek verstaan die hel, ek verstaan nie die kruis nie. Die kruis gaan my verstand te bowe. Die hel kan ek verstaan, die kruis kan ek nie verstaan nie. God self, wat hang aan 'n kruis, kan ek nie verstaan nie. Partykeer moet mense net minder hulle monde oopmaak. Spreuke 17 sê dit, vers 28, selfs 'n sot wat stil bly, word as wys beskou, as verstandig wanneer hy sy lippe dig hou. So 'n mooi teks is dit nie. Kan ek dit weer vir julle lees? Selfs 'n sot wat stil bly, word as wys beskou. As jy stil bly, dan kom mense dan nie agter hoe stupid jy is nie, maar die oomblik as jy jou mond oopmaak, dan kom hulle dit agter. Word as wys beskou, as verstandig wanneer hy sy lippe dig hou. En dan gaan die teks verder en hy sê, pas op as jy die duiwel 'n vatplek gee. Pas op as jy die duiwel 'n vatplek gee. Wat wil die duiwel hê? Wat wil die duiwel hê van jou? Hoekom is dit so belangrik om te sê, dis presies die probleem met die duiwel gewees? Arrogansie, hoogmoed, dis die probleem met die duiwel. Dan, pas op vir die duiwel. Pas op vir hom. Wat is dit wat hy wil hê? Genesis vertel vir ons wat hy wil hê. Genesis 3 vers 5. Maar God weet, dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, dan sal julle word soos God. Wat was Satan se hele begeerte? Ek wil myself gelykstel aan God. Wat wil hy hê sy onderdane moet doen? Die begeerte van hulle harte. Wat is die begeerte van die fisiese mens se hart? Ek wil regeer. Hier daar agterkom in jou huis. Wie van my sê jy nog nie agterkom in jou huis? Mans en vroue, het jy daar agterkom in jou huwelik? Wat is die grootste probleem in jou huwelik? Ek wil regeer. En jy laat my nie toe nie. Is dit nie so nie? Dis ons probleem. Waar kom alles vandaan? Jy wil regeer. Alles in jou huis wil jy regeer. As iemand nie doen wat jy wil hê jy moet doen nie, dan raak jy kwaad. Hoekom? Want ek wil regeer. En niemand van julle smile op hierdie stadium nie. Dis waar, is dit nie? Dis waar. Dis ons grootste probleem. Ons grootste probleem is die eie ek. Die eie ek. 'n Huwelik sal werk as ek sterwe. Ek soek een persoon in 'n huwelik, net een, wat sê, van vandag af sterf ek vir wat ek wil hê, en ek lewe vir Jesus Christus, en daai huwelik sal gered word. Glo jy dit? Maar niemand wil sterf. Almal wil heers.
Daarom is hierdie gevaar in ons lewens, daarom is dit presies wat die duiwel wil doen in jou lewe. As jy kyk na meerderheid van teoloë, waar val hulle? Die oomblik as hy doktorale graad het, jy kan doktorale graad, maar ek bedoel, waarom val hy daarin? Want hy sê vir homself, ek weet beter. Ek weet beter as wat die lewende God vir my in my woord sê. Ek weet beter. En dis die probleem met elkeen van ons, daarom moet jy pas op. En daarom is dit so belangrik, jy kan nie iemand aanstel as 'n ouderling wat nog nie in sy lewe gegroei het nie. Daar's 'n pad van groei. Het dit te maak oor iemand moet 22 wees om 'n ouderling te wees? Moet hy 30 wees om 'n ouderling te wees? Moet hy 40 wees? Nee, hy moet lewe vir die Here. Hy moet iemand wees wat 'n pad saam met die Here gestap het. Het jy ons Polycarp wat gesê het, nadat hy hom aan die einde van sy lewe vra hulle vir hom, hoorie, hy moet goed is, sê hy bely dit nie meer nie. En dan sê hy, vir 86 jaar lewe ek al vir die Here, sal ek nou my rug op hom draai. Dis die ding. Jy het groot geword. Jy het 'n lewe geleef wat kind van die Here was. Of jy kom op 'n stadium tot bekering, dan moet daar 'n tydperk wees wat jy net absoluut saam met die Here 'n pad stap. Waar jy onder die geklank van die woord sit, wanneer jy groei. Selfs Paulus wat die woord geken het, hoe lank moes hy eers woestyn toe gaan? 3 jaar. Hoekom? Dieselfde as vir die apostels. Daar is 'n opleidingsproses. Selfs in Paulus gemeente was al reeds manne gewees wat hy oorgegee het. En hy sê daarom is dit so belangrik dat daar toesig moet wees ook in die kerk. 1 Timoteus 1 vers 20, onder hulle is Hermeneus en Alexander wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Dan vers 7. Nie net moet hulle van goeie karakter wees nie, maar hulle moet 'n goeie getuienis hê na buite. Ek wonder baie keer, as ek nou na jou kollegas toe gaan, die mense wat saam met jou werk, en ek sou vir hulle gesê, hier Jan, wat hierso by jou sit nie. Wat glo Jan? Wat glo Jan oor die Here? Het jy al met Jan gepraat oor dinge wat jy met hom verskil het oor die Bybel? Jan bely mos, hy's by my in die kerk, hy's 'n kind van die Here. Wat weet jy van Jan? En dan hy ou sal sê, ek is seker. Jan is 'n oulike man. Ek sê nie wil weet of hy 'n oulike man is nie. Ek wil weet, wat glo Jan? Daar's geen getuienis. Daar's geen getuienis nie. Want Jan hou sy mond. Jan bly stil. Jan het geen getuienis na buitekant nie, want hy's doodstil. Hy praat nêrens oor die Here nie. Hy's 'n geheime agent. Hy moet sy baadjie oopmaak dat hy sy badge hier binne kan sien. En net nou en dan. Want hy is bang vir die Here. Die mense wat bang is vir die Here. Jy's so bang dat iemand, as jy dit naby aan Jesus staan, dat hulle sal sê, o, liewe Petrus, is jy ook een van hulle? Nee. Nee. Jy verstaan my verkeerd. Het jy getuienis na buite, of wonder mense wat jy regtig waar dink of glo? Mense moet nooit wonder oor wat jy dink. Jy moet vir hulle sê. Die Here sê, ons moet getuienis lewer. In elke omstandigheid. Maak nie saak wat die omstandigheid het, lewer getuienis oor hom. As ek besig is met mense en ek weet, hulle is besig om oor goedes te praat, en ek dink by myself, as ek nou my mond gaan oopmaak, kan die moeilikheid wees. Daar moet moeilikheid wees. Maak jou mond. Praat oor die Here. Tydig en ontydig. Die meerderheid van ons weet nie eens wat tydig beteken nie, wat nog van ontydig. Ontydig beteken, ek weet, hier kom moeilikheid. Nou wil ek praat. Mense moet weet waar jy staan. Wie wat is my interessant? Dis 'n teken van 'n goeie leier. Matteus 22 vers 16. Hulle stuur toe hulle disippels saam met die Herodiane na hom en sê, Meester, luister wat sê hulle van hom. Meester, ons weet dat u opreg is en God se weg waarheidsgetrou leer en u aan niemand steur nie. Hulle getuienis. Hulle het nie van hom gehou nie, maar hulle sal sê,
Hy steur hom aan niemand nie. Dit maak nie saak of dit die hoof van die Fariseërs is nie. As jy iets sê wat verkeerd is, sou jy seker gemaak het wie sou sy mond oopgemaak het. Jesus. Hier in die evangelies gelees. Jesus maak sy mond op. Is daar een keer wat iemand iets sê wat hy sê? Ek gaan nou iets sê. Want hy neem nie die aansien van persone in aanmerking nie. Dit gaan nie vir hom oor wie die persoon is wat voor hom staan nie. Dit kan die burgemeester wees. Dit kan die president van die land wees. As God vir my gesê het, dit is wat dit is, dan is dit wat dit is. En jy kan my haat daarvoor, jy kan vir my sê, ek wil niks met jou te doen hê nie, maar ek kan nie anders te sê as wat God se woord sê nie. Maak nie saak wat hulle vra nie, ek sal aanhou bely. Bely die naam van die Here in alle tye. Wat se getuienis het jy? Romeine 2 so skrikwekkend, Romeine 2 vers 23. Jy wat jou beroem op die wet, jy doen God oneer aan deur die wet te oortree, want die naam van God word deur julle toedoen onder die heidene belaster, soos daar geskrywe staan. Hier was mense gewees wat so gelewe het, dat die mense buitekant in die wêreld hulle gekyk het en gesê het, ja, ons is geskok oor julle lewens. Kan jy dit dink? Dat die wêreld geskok is oor jou lewe. Dit is altyd vir my interessant om met wêreldlinge te praat. En te sê, wat dink julle is die eienskappe van 'n kind van die Here? Dit is interessant, hulle weet beter as baie in die kerk. Hulle kan dit sien. Hulle weet wat die verskil. In Korintiërs 10 vers 31 en 32, of julle dan eet of drink of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God. Julle moenie vir Jode of Grieke of die gemeente van God 'n struikelblok wees nie. 'n Kind van die Here wat groei in sy volwassenheid, en elkeen van ons moet sê, Here, ek wil groei in my volwassenheid, is 'n een wat niks doen wat iemand sal laat struikel nie. Maak nie saak wat jy moet opgee in jou lewe nie. Jy sal nooit iets doen wat iemand laat struikel nie. Kom ons maak dit prakties. In die Kersseisoen, wat is die meerderheid goeders wat mense laat struikel oor die Kersseisoen? Alkohol, drank. Wie wat? Dit sal vir my wonderlik wees as meer Christene by die punt in hulle lewens kom, en ek bedoel nie dat wyn is 'n sonde nie, glad nie. Maar is 'n probleem in ons samelewing. As ek mos nou rondom mense is en ek ken hulle nie, gaan ek nou wragties waar saam met hulle 'n drankie drink, terwyl ek nie weet of hulle ergens 'n probleem het met alkohol in hulle lewens nie. Of gaan ek sê, man, ek drink liewste niks nie, want ek wil nie iemand moet struikel nie. Ek gaan drink liewste 'n rooi wyntjie saam met my familie, wat ek weet is kinders van die Here, en hulle het nie 'n probleem nie. Maar in die samelewing wil ek nie ergens iets doen, wat vir iemand tot struikeling gaan wees nie. En weet jy 'n amazing ding vir my? Baie mense as dit sê, dan sê hulle, nee, is weties. Het jy my verkeerd gehoor? Ek sê, wyn is nie 'n sonde nie. Maar as mense wat wel 'n probleem het met alkohol, sal dit nie wonderlik wees as jy sê, ek kan wyn gebruik, maar ek gaan nie wyn gebruik nie, want dit kan iemand tot struikeling bring. Is dit nie 'n teken van 'n kind van die Here wat gegroei het of volwasse nie? As jy 'n baba is in die geloof, dan dink jy by jouself, ag nee wat, die Here het my vrygemaak, ek kan doen net wat ek wil. En hoe meer jy groei in jou geestelike lewe, hoe meer besef jy, daar's mense wat worstel met goed, wat jy nie meer worstel nie. En daarom moet ek sensitief wees in my geestelike lewe. 1 Tessalonisense vers 10, hoofstuk 4 vers 10. Julle het inderdaad ook al die broers in die hele Macedonië lief, maar ons moedig julle aan, broers, om dit nog meer te doen, en dit vir julle saak van eer te maak, om rustig te wees, julle met julle eie sake te bemoei, en met julle eie hande te werk, soos ons julle opdrag gee. Sodoende sal julle eerbaar kan leef, in die oë van die buitestanders, en van niemand afhanklik is nie. So die manier hoe ek wil lewe, die manier hoe ek praat, na buitekant toe. Ek is nie iemand wat skinder nie. Ek is nie iemand wat stories ronddra nie. Niemand kyk na my en sê,
Daai ou is 'n kind van die Here, maar magties, hy kan lekker skinder. Nee, hoekom? Want ek is iemand wat 'n verteenwoordiger is van Christus, na buitekant toe. Ek werk met my eie hande. Hoekom? Werk ek met my hande? Hoekom sorg ek vir myself? Deur die krag wat die Here my gee om te kan werk. Hoekom? Want ek wil nie hê daar moet enige klag wees nie. Dat daar is 'n persoon wat nie kan werk nie. Doen my beste. Doen my beste in my werk. Daar baie keer het gesê as ek strate vee, is my straat die skoonste straat in die hele dorp. Hoekom? Want ek is 'n kind van die lewende God. Ek doen my werk die beste van my vermoë sodat die mense daar buitekant, soos Daniël, kon hulle enigiets teen Daniël kry oor enige ding van sy werk, sy betroubaarheid. Nee, al wat hulle kon kry teen hom was rondom sy verhouding met God. Dis nie wonderlike getuienis nie. Ek like dit. Dis dit nie. Dis nie wonderlik nie. En mense kan sê, "Sjoe, ek kan niks fout kry nie. Ek het jou lewe al gekyk. Al wat jy praat oor is die Here." Kry, wonderlik. Wonderlik, wat 'n getuienis. Maar daar sal tye kom wanneer mense wel slegte dinge van jou sal sê. Maar hulle sal slegte dinge van jou sê en valshede versprei, juis omdat jy vir die Here lewe. Romeine 15 vers 3, Christus het tog ook nie homself behaag nie, maar soos daar geskrywe staan, die beledigings wat hulle u beledig, het my getref. Dis die ongelooflike, hoe nader ek aan Christus groei in my geestelike volwassenheid, mense gaan nie vir Christus kan bykom nie, daarom wil hulle my bykom. Hoe meer ek groei in my goddelike lewe, hoe meer sal dit plaasvind, hoe meer sal jy ly vir Jesus Christus. En dan kom Paulus en hy sê, pas op, jou lewe moet so wees dat jy buitekant 'n getuienis het. Mense moet kan sê, daar is 'n man van God, daar is 'n vrou van God. As jy ooit iemand gesien het wat optree soos 'n kind van die Here, daar is iemand. Hoekom? Want die duiwel gaan vir jou 'n lokval stel. Die oomblik as jy kompromieë maak in jou lewe, luister baie mooi. Die oomblik as jy kompromieë maak in jou lewe na buitekant toe, is die oomblik wanneer die Satan gereed is om jou te laat val. Daarom moet jou getuienis teenoor die mense buitekant in die wêreld bo verdenking wees. Jy moet voluit vir die Here lewe. Jy moet getuig oor hom. Wie wat gebeur as ek oor die Here getuig, dit beskerm my. Jy moet daaroor so gedink. Hoe meer ek oor die Here getuig, hoe meer beskerm dit my. Hoekom? Want hoe meer mense weet, ek is 'n kind van die Here, en hoe meer mense hou my dop. Dis lekker. Hoekom? Want hoe meer versigtig is ek in my geestelike wandel. Want ek weet, daar is mense wat my oral dophou. As ek besig is om my kar te ry, almal weet wat my nommerplaat is. Wat gaan gebeur as ek verkeerd ry? Hy sê hy is 'n kind van die Here. Kan jy verstaan hoe die duiwel dit kan gebruik as ek 'n geheime agent is om my in 'n lokval te kry, terwyl as ek iemand is vir die Here lewe, hoe meer is my lewe openlik vir die wêreld, en hoe meer is dit 'n bewaring vir my, in my eie lewe. Daarom, moet nooit kompromieë maak nie, oor niks nie. As iemand vir jou iets sê, en jy glo en jy sien dit in die Bybel, dis verkeerd, maak jou mond oop. Selfs al kom jy later na agter, is nie heeltemal wat die Bybel sê nie, maar maak jou mond oop. Hoekom? Dit beskerm jou. Dit bewaar jou. Jy moet iemand wees wat oop lewe in die wêreld daar buitekant. Jy moet 'n getuienis hê in die wêreld daar buite. Mense moet nie twyfel oor enigiets wat jy glo nie. As hulle oor enigiets praat, sal hulle sê, as jy oor dit praat, jy weet, Johan gaan jou aanvat, want hy glo nie dit nie. Sari gaan jou aanvat. Koos gaan jou aanvat, want hulle glo nie dit nie. Wat 'n ongelooflike getuienis. Maar wat doen hierdie getuienis? Die Bybel sê dit veroorsaak dat ek nie in 'n lokval gelei word nie. Daarom moet 'n ouderling iemand wees wat nie pas tot bekering gekom het. Hy moet in sy lewe getuienis hê na buitekant. Hoekom? Want as hy dit nie het nie, sal hy in 'n lokval kom. Het jy getuienis? Ek bid elkeen van julle
dat jy vanmôre hier sal uitstap en in jou eie lewe gaan kyk en sê, Here, het ek 'n getuienis aan die wêreld daar buite? Wat sê mense van my? Weet hulle waar ek staan? Weet hulle hoe lief ek die Here het? Weet hulle as hulle oor hierdie Kersseisoen by my kom kuier, dat waaroor ons gaan praat in hierdie Kersseisoen gaan wees oor Jesus Christus? Weet hulle dit? Of gaan hulle wonder, wat gaan ons hierdie jaar doen daar by Johan? Wat gaan ons hierdie jaar doen daar by Klaas, Jan, Piet se huis? Of is hulle verseker, as ek in hierdie huis instap, voordat ek hier uitstap, sal ons gepraat het oor Jesus Christus. Want in sy lewe, in haar lewe, is Christus die primêre sentrum waaroor alles draai. Wat 'n getuienis. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dit is ongelooflik. Dit is so fantasties om rondom die woord stil te raak. En Here, U weet, wat is ons grootste probleem? Here, ons is vol van onsself. Ons loop oor van die eie ek. In ons huwelike. In ons lewens daar buitekant. Ons raak so kwaad as ons te nagekom word. Ons staan so vinnig. Dan was ons vinnig op ons pad. En Here, ons is jammer. Mag ons in ons geestelike lewens elke dag net groei om meer en meer te besef. Here, daar is niks in myself waarop ek kan roem nie. Daar is niks wat ek gedoen het uit myself uit nie. Here, U het alles kom doen. Vader, U het my naam opgeskryf voor die grondlegging van die aarde. Christus Jesus, U het vir my kom sterwe. Heilige Gees, U het my lewendig gemaak en kom woon in my en lei my elke dag van my lewe. Jesus, U het 'n plek vir my gaan voorberei. En Here, ons het 'n bekommernis ook oor broers rondom ons en mense wat ons ken, susters. Ons het 'n bekommernis oor familie, ons het 'n bekommernis oor vriende, mense wat vir ewig in die hel gaan brand. En Here, ons gebed is, gebruik ons. Mag ons nooit skroom oor die waarheid. Ons bid dit in U naam. Amen.